Ons gaan begin vanaand en ons praat 'n bietjie oor die hemelvaart. Marius, jy het ook 'n diens gehad by die kerk of nie? O ja. Nee, hulle doen nie daai ding daar by die kerk, by die kerkie nie. Is eintlik Okay. snaaks, want dit is eintlik een van die belangrike dae. Yes, ja. Wynand, julle was op die plaas gewees, né? Ja, ons luister maar soos ons gewoonlik doen op die digitale kanaal in by Ewige Lig. En dan luister ons saam met hulle boodskap sommer. Okay, alright. Robert, het julle diens gehad of in die dorpe is dit bietjie moeilik? Hulle het vir ons hulle het Vrydagoggend pastoor Dani donderdagoggend besluit hulle gaan diens hou en ons het seker hier by 4:00 eers die boodskap gekry dat hulle gaan 'n diens hou. Toe sê ons toe is klaar besig met ander goeders. Maar hulle sê dit was nie in die beplanning nie. Hulle sal definitief in 2027 dit van die begin van die beplanning af insit, laat daar nie weer so misverstand amper kan wees nie. So, Salome, daar by julle? Ek was maar by die werk gewees, maar ek het ook ewige lig geluister toe ek teruggekom het. Okay, great. Ja. Ja, ons het lekker sop en broodjies gehad daar by die kerk. So ek Lekker. en die kerk was vol. Ek weet nie of dit as gevolg van die sop en broodjies was en of dit as gevolg van die weet vir die hemelvaart. Ek weet nie wat was die regte rede nie, maar ja, Waar gaan dit julle was- nou, né? Waar is julle daar by as ek my asem uitblaas, dan is ek hemel toe. as julle by Bridget hulle? Ja. Ja. Alright, kom ons praat 'n bietjie. Wat was in jou kosblik gewees? As kind op skool, wat het jou moedertjie vir jou gepak? Nou op laerskool het my ma, was sy baie lief vir my, het ek altyd 'n appelkoeskonfyt toebroodjie gekry. En in die begin van die maand was dit peanut butter en stroop, maar hierdie middel van die maand was die peanut butter nou nie meer seker daar nie, dan het ons appelkoes gekry. En as jy te lekker pouse gespeel het en jy het vergeet om jou broodjie te eet hier in die middag, as jou daar in Potgietersrus, as jou tas nou die hele dag so in die son was, dan daai stroop nou so lekker deur die brood getrek, dan was hy so kliphard van die stroop wat deurgetrek het. En toe gaan ek hoërskool toe kom ons in ek in Naboomspruit en toe is ons in die koshuis. Ek het nooit teruggeloop koshuis toe nie om broodjies te gaan eet nie. En wat hulle toe gedoen het is daar was nie regtig 'n snoepie nie, maar die bakkery in Naboomspruit het sulke halfloaves. Ek weet nie wat is dit nie, maar dit was 20 sent verkoop. En ek het versot geraak op hierdie halfloaves. Ek het nie al so baie geld gehad, so ek kon Woensdae, dink ek 2 of 3 dae 'n week kon ek vir my so halfloaf. Maar dan was daar 'n spesifieke manier hoe jy daai brood eet. Jy eet eers die korsie af. Die eerste harde, ek hou nie baie van korsies, so daai bruin korsie bo nie. Eet jy hom eers af, hy's die slegste. En dan eet jy die kantkorsies af en dan sit jy net met daai hom wit brood hier in jou hand en dan druk jy hom. En dan maak jy vir jou so wors van daai. Okay, alright. En dan eet jy daai wors en dan sê jy versadig vir 3 dae. Wynand, wat was in jou blik geweest? Wat het jou ma vir jou seker Smarties en Barwans ingepak? Nee, daar was min lekkers in ons huis gewees. Ja, ons het ook maar appelkoeskonfyt wat my ma self gemaak het. Was maar op ons toebroodjies gewees saam met die peanut butter. En ek onthou later een van my groot gunstelinge was gewees toe ek in Mosambiek was daai pau broodjies gewees saam met 'n Coke. Pau en Coke het geloop soos 'n kanoe in stroom afgeloop het. Ja. En ja, en dan ook as ons perd gery het, ons maar eintlik maar baie dieselfde gedoen, 'n halwe brood en 'n Coke gevat en dit geëet. Sommige so deur die dag as jy eers by 'n kafee verbygery het en so, maar ja, maar konfyt en brood gewees. Ek het natuurlik geglo as jy 'n toebroodjie nie 'n peanut butter op het nie, dan is dit nie 'n toebroodjie nie. Nee, hy moet altyd Hy moet jou wurg, hy brood met jou wurg, né? Anita, wat was op jou
Wat was So dit jou Wynand, kosblik? my skoonma het altyd konfyt gemaak. So Wynand smag nou net na 'n blik all gold appelkoos konfyt. Moet net 'n blik wees. Enigiets uit 'n blik uit. Pastoor, daai Oh, koekies wat pastoor God. so lekker hier by ons huis eet, wat deur daai mielletjie gedruk is. Ek kan daai goed nie meer 'n lyf kry nie. Ons voer dit al vir die Oh, honde. God, jy moet op daai blik gaan lees. Dis bietjie appelkoos konfyt en dan mengel hom met pompoen, man. Dis 'n jam daai. Hulle kan met gelatine ook meng, ek gee nie om nie. Iets anders. Pastoor, nee, ek het altyd maar groenboontjie botter en stroop gehad en my gunsteling was sandwich spread, maar ek dink ons kry nie 'n sandwich spread nie. Doen mens? As my sandwich spread kan eet, kan jy avos ook eet. Ag, klaar, avos en sandwich spread, nie gemeng nie. Gelukkig was dit nie viesspys nie. As jy viesspys kan eet, nee. Ek het fish paste ook geloof, ja. Nee. En boggerol, ek het al daai goed, ek love dit nog steeds. Maar ek het nie geweet jy kan so woorde gebruik soos boggerol nie. Ek noem dit Marmite dan. Amper het jy my in die versoeking gestel om iets anders te sê van Marmite. Meisie, wat het jy gekry? In die laerskool was my ouma het by ons gebly. Dan sy Sondag na kerk fyn biltong gekoop en die meeste van die tyd het ons biltongbroodjies gekry. Hey, En ek het altyd my biltongbroodjies uitgedeel of geruil met 'n maatjie wat se ma weer Franse roosterbroodjies gemaak het. Sy het my biltongbroodjies geëet en ek het haar Franse roosterbroodjies geëet. Maar ja, anders so tussenin was dit ook maar peanut butter en Snoepie, stroop. busbestuurder Ja, tot ek met slapchips. Ja, hoërskool. Adrie en Nick, dis my sussie en swaar, hulle skakel ook in. En ek het inteendeel nou in die week vir hulle gesê, Nick, my sussie se man was eintlik ons bure en is 'n seun. En hy was nou al in die weermag en sy was nog op skool, dan kom haal hy haar Vrydag, dan koop hy my om, ek kan nie saam ry nie, ek moet met die bus huis toe ry. Dan gee hy vir my 'n rand. Daai rand het ek dan vir oom Koos, ons busbestuurder, gegee en sê oom Koos koop slapchips. Vrydag dan het ons omtrent die hele bus, die wat met die bus moes huis toe ry, het lekker slapchips met sout en asyn geëet. Dit was hoërskool daar. Lekker. Ja. Salome, het jy ook jou kosblik weggegooi en dat jou ma jou broodjies in waspapier toegedraai? Nee, ek het maar my broodjies myself moes maak, seker Anita ook. Maar dit was groenboontjie botter en stroop, geen enige iets anderster nie tot vandag toe. Ag, te lekker. Sussie, wat het my maat jou altyd bederf? Wat het sy vir jou gegee? Ek het die Vienna gekry. Vienna en kaas. Al die lekker goed vlees. Dis hoekom ek die rondste is. Maar in die hoërskool toe word jy mos nou, moet jy nou maar wees, dit maar net my Provita en kaas gegee, nie meer al die lekker goed gegee nie. Gerda, wat was op jou broodjies? Nee, dit was maar ook of Marmite of daar was niks leeks op nie. Geen kaas, geen koue vleis, daai soort van dinge. Dit was taboe geweest. Dis maar of 'n konfyt en pas op vir die rooi konfyt ook nog. So ja, nee wat. Nee dit, maar ons sê daar 'n broodjie gekry. Lekker. Robert? Ja, ek het 'n interessante storie oor die toebroodjie storie. Toe ek nou klein was hier in die laerskool daar naby ons Spruit. Dan ry ons my pa het ons in die oggend met die kar gaan aflaai by die skool. En dan het hy werk toe gegaan en vanmiddag vat ons die bus, gaan ons ry met die bus tot op 'n sekere plek. En dan stuur my ma die pekenien met die donkiekar om vir ons te kom haal wat nog so verdere, ek dink is 4-5 kilometer was wat ons met die donkiekar gery het. Dan het my ma nou vir ons binne in 'n koekblik toebroodjies ingesit, tuisgebakte brood met konfyt, appelkoos konfyt of tomate, sy het ook self die konfyt gemaak. Maar die interessante van die storie, op 'n stadium toe kom ons agter, maar my ma maak nou snaakse toebroodjies,
want sy sit 3 broodjies bo mekaar in plaas van net 2. Toe vra ons eendag my man, maar hoekom maak sy nou so? Wat is nou die storie? Dis sê nee, dis nie sy wat dit doen nie. Dis nou die donkiekar-drywer wat nou lus raak vir die 2 broodjies, dan vat hy een van die snytjies, plaas hy die hele ding vat en hom eet, nou vat hy een snytjie en hy eet hom en plak hy aan op die ander. Dis die hele storie weggegee. Ja, en 'n bottel koue tee. Dit was ons lunchtyd gewees op pad terug huis toe. Ons het seker omtrent elke middag 4 uur eers by die huis gekom. So jy's die eerste een op hierdie groep wat iced tea gedrink het. Ja, ons het groot geword op iced tea. Daar was nie warm bottel nie. Nou Lisel se pa was baie betrokke by die boere, so sy het varkvet en groenboontjies op haar broodjie gekry. Lisel, wat het jou ma jou mee bederf? Want ek dink jy's nogal redelik bederf. Nee, my ma het my bederf, maar ons het net grondboontjie botter en stroop gekry en hy is nie meer my favourite nie. En dan in die begin van die maand het ons geldjie gehad, dan my pa vir ons vir daai kort worsie kaasie, baie kaasie goedjies gekoop wat jy so uitsuig. Jy maak 'n gaatjie en dan suig jy die kaasie uit. Dit was my lekker. Onthou julle die dirkies met die kondensmelk. Wat so onthou vir dirkies. Nou Marius hou glad nie van peanut butter nie. Marius, wat het jy op jou brood gekry? Ja, ook peanut butter en jam. En toe kom snackwitches uit. Okay. Ja, toe ek onthou ons het so nou en dan het ek snackwitch broodjie gehad, so is net 'n broodjie met 'n stukkie kaas om net die 2 broodjies vir mekaar te hou. En dan nou en dan het ek wildsvleis gekry. As ek my kosblik gesoek het, dan ek wild gesoek na die vleis, maar ek kon niks kry nie. En dan as ons die aand wors geëet het, dan was altyd 'n stukkie wors gewees ook in die kosblik. Maar ja, mens het maar geleer om so verskillende goeders wat jy nou geëet het, alles werk jy lekker in 'n kosblikkie. Brood met peanut butter en jam is maar die inding daar, so dit werk reg. Verseker, Tannie Wilma, wat was in Tannie se kosblik? Net gou unmute, Tannie. Camera. Gaan hem af, maar nee, die mute nie. Kan Tannie ons hoor? Ja, ek hoor julle. Hoor jy my? Ja, ons hoor Tannie hard en duidelik. Hoor jy my? Ja, wat was dit Tannie se kosblik? Ek was baie bederf van my ma het haar eie brood gemaak en dit was lekker groot sny, daai boerebrood met die ek weet nie wie kan onthou die aardappel suurdeeg. Die aardappel wat jy in die yskas gehou het en jy is 'n plantjie en dan sit jy suiker by en wat ook al bietjie water by en dit was nou die lekkerste brood en ek dink maar wat die maklikste is vir skool toe gaan was peanut butter en stroop of peanut butter en jam. Maar ja, ek dink die brood met net botter sal ook alright gewees het, want daai brood was lekker. En hy was groot snye. Ja, amper dubbel soos wat jy nou so snytjies kry. Lekker boerbrood gewees, né? Ja, baie lekker. Yes, ja. Okay, kom ons praat bietjie oor die hemelvaart. En ek wil vir die begin vanaand deur die vraag te vra, as iemand na jou toe kom en vir jou sê, Wynand, wie is Jesus? Uit die Bybel uit, wie is Jesus? Nou, my go-to verse, die plek waartoe ek altyd gaan, is Filippense 2 vers 5. Wie is Jesus? En Gerda, as jy vir ons kan lees daarvan vers 5 tot 11, maar gaan so 'n bietjie ek gaan so 'n bietjie in jou rede val, so miskien na elke sinnetjie, na elke versie moet jy hom net vir my stop, dan praat ons oor
wie was Jesus nie, want Jesus bestaan nog, né? Wie Ja. is Jesus? Gerda? Goed. Filippense 2 van vers 5. Want van Filippense 2 5 tot 11. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Volgende vers. Hy wat in die gestalte van God was, hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Kyk, wat sê hierdie vers vir ons? Wie was Jesus? Of wie is Jesus? Nederig. Hy was nederig, sê vers 5, Hy's in die vers 6. hy's in die gestalte van God. So hy's God, maar hy het homself nie gelyk geag as God. As Okay. in die menslike vorm nie. Stem 100% saam met jou. Daar is 'n teologie wat sê dat Jesus het eers God geword na die hemelvaart. Hy was God gewees van die begin af. Wanneer was die begin? Die begin. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy het nie eers God geword na sy bediening op aarde nie. Hy was God van die begin af volgens Johannes 1 vers 1. So die eerste punt wat ons uitlig, hy was God. Okay, Gerda? Vers 7. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. Okay, wat beteken daai vers vir julle? Wie Hy was is mens. Jesus? Hy was ten volle mens gewees, mens gewees. En hy het aarde toe gekom en hy's uit met die maagd Maria is hy gebore en ons noem dit 'n wonderwerk. Kersfees. Ja, wonderwerk, maar dis waar Kersfees. So dis hoekom ons Kersfees vier, is sy vleeswording. Jesus het mens geword. Hy was God en hy het mens geword. So dis die eerste wat ons uit vers 7 of watter een is ons? Okay. 7, vers 7. Vers 8, Gerda? En in gedagte Gedaante. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Okay. So vir 33 jaar leef hy hier op aarde, volkome as mens. Hy word versoek. Waar was Jesus se grootste toets vir gehoorsaamheid? By die kruisiging. Kruisiging Dis by nog die waar hy tuin van Getsemane, bloed gesweet het. waar hy bloed gesweet het, waar hy gesê het, Vader, laat hierdie bitter beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar U wil. So daar het hy gesê, Here, ek is totaal en al gehoorsaam. En ons vier dit, die kruisiging, vier ons met Paasfees, die kruisiging. Kyk, Gerda? Vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Wat beteken daai vers? Hoe het God Jesus verhoog? Dit doen met sy naam, maar ek is nie seker hoe nie. Okay, ja, maar God het hom verhoog deurdat hy die dood oorwin het. Hy het hom uit die dood uit opgewek, maar ook het hy hom in die hemelvaart is hy verhoog. So ons kan nie die hemelvaart as maar net nog 'n geskiedkundige gebeurtenis afskryf nie. Die hemelvaart is baie belangrik in ons saligheidsplan. Ek wil so ver gaan deur te sê as daar nie 'n hemelvaart was nie, was daar nie 'n saligheidsplan vir ons. En ek dink na ons bespreking vanaand gaan ons almal saamstem daarmee. Okay,
Gerda? Sodat vers 10, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Vers 11. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Dankie. Iets wat vir julle uitstaan in hierdie vers. Elke tong sou bely. Ekskuus Robert. Elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is. Hy het nou alle gesag. Wie die gesag van die dood gehad voor die kruisiging? Satan, die duiwel. Maar hy het die sleutels van die doderyk by die vyand afgeneem en alle gesag. Maar nou kom hierdie gedeelte in sy naam. In sy naam. So ons versoening en ons verlossing is in die naam van Jesus en dan Robert, daai gedeelte is vir my so belangrik. Elke knie sal buig en elke tong sal bely. Wat van die ateïs wat nie glo in God nie? Hy gaan bely. Hy gaan besef. Of jy gaan jou knie voor jou dood buig, of jy gaan jou knie na jou dood buig, wat te laat gaan wees, en dan gaan jy erken, daar is net een God, en dis die God wat ons aanbid. Okay. As iemand ooit vir jou vra, wie is Jesus? Dan vat jy hom na hierdie een toe. Hy was God, of hy was God gewees, hy het mens geword, hy is gekruisig, hy is opgestaan, hy is verhoog, en hy is ons enigste weg. Dit is Jesus. Maar nou in 2026, ekskuus Gerda? Ek wil net sê wat ek ook lees in hierdie stukkie is dat die belofte wat Jesus gemaak het, wanneer hy gaan hom vir ons 'n plek voor te berei, by sy Vader staan baie wonings, en as hy nie hemel toe opgevaar het nie, het hy eintlik teen sy woord gegaan? Hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. Yes, 100%. Ek het my notas met julle gedeel en Gerda het nou 'n bietjie gesien goedjies wat ek hier geskryf het. Maandag het sy daar my studeerkamer gaan rondkyk wat ek nou al geskryf het en dis hoekom sy dit nou kon gesê. Nee, ek speel sommer Gerda. Ek het dit nog nie Maandag het ek nog nie geweet ons gaan oor die hemelvaart praat nie. Alright. So wat Gerda sê is 100%. Maar nou in 2026, 2000 jaar verder, wat se waarde het die hemelvaart nog steeds vir ons? Maar kom ons lees die historiese gebeurtenis, Anita. Handelinge 1 vers 4 tot 11. Weer eens, as daar iets is wat julle opval, kom ons stop en ons praat daaroor. Wat is die historiese gebeurtenis? En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes... Ekskuus Anita, wat was die belofte? Die Heilige Gees. Uitstorting van die Heilige Gees, yes. Waar is ek nou? 5. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Hoeveel dae was dit gewees? Hoeveel dae na die hemelvaart was die uitstorting van die Heilige Gees? 10 dae. 10 dae. 50 dae na die Paasfees, die Pinkster, 50 dae na die Paasfees. So 40 dae na die Paasfees was die hemelvaart en 10 dae daarna was die uitstorting van die Heilige Gees. Kryk. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag... Kom ons stop om net vir 'n oomblik daar, Anita. Verstaan julle hierdie gedeelte? Hoekom is hierdie gedeelte nou daar? Jesus sê vir sy disippels, gaan Jerusalem toe, julle gaan krag ontvang. Die belofte. En nou kom die disippels en sê vir hom, maar is dit nou die tyd wat U die koninkryk hier op aarde gaan vestig?
dat u nou die Romeine bietjie gaan gelyk maak? Verstaan jy hoe die mens werk? Ons dink net aan ons eie omstandighede, ons eie dinge. God sien ver, 2000 jaar verder, sien hy vir Salome daar in KwaZulu-Natal raak. Hulle sien net, wat gaan nou gebeur? Wat gaan nou gebeur? En Jesus sê, nee, julle dink verkeerd. Daar is nog werk om te gaan doen. Okay, Anita? Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En Okay, wat beteken daai? Daai beteken, julle sal my getuies wees in Jerusalem, dis jou huisgesin, jou familie, dis soos 'n koppie, as jy water in 'n koppie gooi, dan word die koppie vol, en as jy nog meer water ingooi, word die piering vol. Dit is nou Judea, dis die landstreek, en dan as jy hom nog gooi, word die tafel naderhand nat, dis die hele wêreld. So, God se plan was dat die Heilige Gees, ons sal krag ontvang, dat ons getuies sal wees in ons familie, dat in ons omgewing, maar ook die hele wêreld sal ons getuies wees. Okay. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Ekskuus. En toe, Dit het histories plaasgevind. Dis nie hulle het te veel biltong geëet of wat ook al nie. Hy was daar en had 'n wolk gekom en hy's in 'n wolk opgeneem. Dit het histories plaasgevind. Okay. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê: Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Okay, dankie Anita. Wat beteken hierdie gedeelte vir ons vanaand? Hy kom. Hy kom weer. Ek hou daarvan. Nog iemand 'n opinie? Hy kom op dieselfde manier soos wat hy gegaan het, kom hy weer. Kom op dieselfde manier. Yes, hy kom op dieselfde manier. Elke oog sal hom sien. Wat beteken dit nog? Weet julle wat beteken dit vir my? As die hemelvaart nie plaasgevind het nie, was daar nie verlossing vir Louis Bronkhorst nie. Hoekom sê ek so? Die hemelvaart beëindig Jesus se bediening hier op aarde. Maar dit is die begin van sy tydlose, universele bediening vir alle mense. Of jy nou in Nelstroom bly en of jy in Sedgefield bly, God is nou oralster. Dis nie nou net vir 'n groepie van 12 nie. Sy bediening is nou vir almal, oor tydgrense heen. Die saligheidsplan het nou na die mense toe gekom. Dit is vir my fenomenaal. En baie keer dink ek toe daai disippels kyk, daar gaan Jesus toe, dink hulle, daar val ons hele wêreld in mekaar. En baie keer is ons in 'n situasie dat ons voel dis nou verby, ons hele wêreld val plat, maar daar's 'n nuwe deur wat oopgemaak word. Jesus is nou in die hemel, is nuwe deur, en nou is dit universeel. Dis nie nou net vir 'n paar mense in Israel. Okay, nog iemand 'n opinie oor hierdie gedeelte? Ja, ek dink ook dit is die afsluiting van dat jy gelowige mens geword het, totdat jy hemel toe gaan. Jy het 'n toekoms om na uit te sien. Dit is nie sommer net van jy gaan soos 'n wurm wees wat net doodgedruk word nie. Jy het 'n toekoms wat vorentoe lê. En dit is wat die hemelvaart wys Jesus vir ons, soos wat hy vir ons wys hoe om te leef hier op aarde, wys hy ook vir ons waartoe ons op pad is.
verseker. Ja, hierdie Marius, hierdie min water en krag doen hom goed. Ja, 100%. Marius, ek stem 100% saam met jou. Nog 'n opinie, Robert? Enigiets van julle kant af? Robert? Nee. Okay. Ek is bekommerd as ek julle nie kan sien nie, maar hou dit maar so, want as julle ons kan hoor, dan is ons heel tevrede en ons kan julle ook hoor. Right. So, wat beteken die feit dat Jesus hemel toe gegaan het? En die volgende versie, meisie, as jy vir ons kan lees, Johannes 14 vers 2 tot 3, of begin dan by vers 1. Gerda het dit al reeds genoem, maar kom ons lees dit gou-gou. Laat so dan vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En Gerda sê? Amen. 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 Jesus het hemel toe gegaan om 'n plek vir ons voor te gaan berei. En wanneer hy klaar is, kom hy terug. En vanmiddag terwyl ek met 'n baie intelligente persoon vir my gepraat het, toe sê die persoon, die feit dat Jesus nog nie teruggegaan het, kom dit nie beteken dat die hemel nie klaar is nie, toe sê ek weet. Alright, nee, al wat ek weet is hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. Miskien is die plek al reeds gereed. En hierdie sluit aan by die Joodse bruilof. Want dat die Joodse bruilof was, die man het gevra, Anita, kan ek met jou trou? Eintlik vir haar pa gevra en haar pa het gesê dis reg. En dan het hy gegaan na sy eie land toe en hy het 'n huis gaan bou vir hom en sy vrou. En as die huis klaar gebou is, dan het hy sy vrou kom haal. So Jesus sê, ek gaan weg. Ek los julle nie alleen as weeskindertjies agter nie. Ek gaan weg. Ek gaan 'n huis bou en ek kom julle haal. Ek kom julle haal. Enige opmerkings oor Johannes 14 vers 2 tot 3? Weet jy, ek sien hierin dat Jesus vir ons almal wil kans gee om tot bekering te kan kom, want hy wil niemand agterlaat nie, wil soveel as moontlik saam met hom vat. En ek dink dit is hoekom hy nog nie teruggekom het nie. Maar nou die ding is nou net so dat nie een nou meer kan sê dat hulle het nog nie van die evangelie gehoor nie. Want met televisie en met selfone en met, ek meen die nuus versprei nou binne 'n uur, weet die mense in Australië wat in Suid-Afrika gebeur het. So die mense het nie meer 'n verskoning dat ons weet nie van, ons ken nie die evangelie nie. Amen. So hy het gegaan. As die hemelvaart nie daar was nie, kon hy nie die hemel gaan voorberei vir ons nie. Kom ons vra 'n bietjie vir die intelligente mense. Lisel, hoe lyk die hemel? Mense kan nou baie stories, maar vir my, hoe ek die hemel sien is net Jesus is daar en ons gaan so gelukkig wees. Lisel, vat die woorde so uit my mond uit. Hoe lyk die hemel? Ek weet nie, hulle praat van goue strate en al die goedjies, ons gaan bekendes weer sien daar en so voort. Maar al wat ek weet, die argitek is Jesus. En as hy in 'n saak is, gaan dit wonderlik wees. En hy is nie net die argitek nie, hy is die bouer. So daar gaan nie krake wees nie, alles gaan volmaak en 100% wees. En dit is lekker om te weet, ons is op pad hemel toe. Right, kom ons kyk na die volgende vers. Wat beteken die hemelvaart nog steeds vir my? Stel, Markus 16 vers 19. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en gaan sit aan die regterhand van God. Okay. Hierdie versie sê vir ons, nadat hy opgeneem is, waar het Jesus gaan sit? Aan die regterhand van God. Wat beteken dit dat hy sit aan die regterhand van God, Salome? Om te regeer. Hy regeer. In respek, president Ramaphosa regeer nie.
Donald Trump regeer nie. God regeer. En hy het hemel toe gegaan om te regeer. Hy is in beheer. Finish en klaar. Nog iemand iets sê oor Markus 16:19? Robert, ek het julle liggie gesien. Nee. Ek het dalk net genies. Want onthou ek het 'n bril op, né? Ek kan ook 'n foutjie maak. Enigiemand iets sê oor Markus 16 vers 19? OK. Nou kom ons by my gunsteling vers. Ek het vandag vir Annelie gesê, my begrafnis kan julle maar oor hierdie ene praat. Salome, kom ek gee hom vir jou. Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Ek stem oor die gunsteling. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Amen. Awesome. Wat is die doel van die hoëpriester, Salome? Wat was die doel van die hoëpriester in die Ou Testament? Ekskuus. Die hoëpriester het al vir die mense ingetree voor God, vir sondebelydenis. So Jesus doen dit nou met ons en hy tree vir ons nou in. Hy is ons groot hoëpriester. Hey, wat is die grootste sonde wat Salome die afgelope tyd gedoen het? Sy het 'n barwan gesteel uit haar koskas uit. Sy was Weet jy bang, sy barwans? het gevrees, sy het getwyfel. Was baie wat sy gedoen het. En Anita is Anita is haar gewete. Ja. Okay, nou wat het Salome alles verkeerd gedoen, Anita? Ek het nog net 3 genoem. Moet ek nog noem? Neem alles. Dis nou nie oop. Okay, Anita, Salome het al hierdie verkeer of hierdie sondes gedoen. In die Ou Testament sou sy 'n duif moes gebring het, 'n bok en nog iets gebring het na die hoëpriester toe en gesê, "Ag, wil jy nie asseblief kyk of jy versoening voor God kan kry nie?" As die hemelvaart nie plaasgevind het nie, wat sou gebeur het? Sou ons nog steeds 'n bokkie moes gebring het. Maar nou gaan sy in die naam van Jesus Christus en sê, Here, ek het gesondig. En die hoëpriester, ons hoëpriester Jesus, gaan God die Vader toe en sê, hier is Salome, sy het 'n barwan gesteel, sy het gevrees, sy het bang geword, sy het wat ook al gedoen. En dan sê die hoëpriester, ek bring nie 'n bokkie nie. Ek bring nie 'n duif nie. Ek is self gekruisig. Ek het die prys betaal. En dan die mooi versie, die laaste gedeelte. Daarom is ons nie bang nie. Daarom het ons vrymoedigheid om vanaand ons knieë voor God te buig en te sê en na sy troon van genade te gaan. Is my wonderlik om te besef dat God sit nie op 'n troon van veroordeling vanaand nie. Sit op 'n troon van genade. En sê kom na my toe. Kom na my toe. My seun Jesus Christus het die prys betaal. Hy is die hoëpriester. En hy tree vir jou in. En hy het die prys betaal. Jy is vergewe. Jy's my kind. En wanneer God die Vader na my kyk, come on, sien hy my sonde raak? Nee. Hy sien sy seun raak. Hy sien die perfekte offer wat betaal is. As die hemelvaart nie plaasgevind het nie, kon hierdie goed nie gebeur het. Die hemelvaart moes plaasgevind het. Kyk, enige opmerkings? Anders te preek ek vir julle, Robert? Ja, ek sê dankie. Is jy nog reg? Is jou vrou ook nog reg? Ek hoop sy's nog nie. Ek is reg. Waar is iets daar van jou kant af? Ja, ek dink as iets wat by my opkom is, daar's Jesus het vir ons 'n nuwe geldeenheid gegee, 'n nuwe currency. In plaas van bokke en beeste en duwe, het dit nou gesindheid van die hart geword.
Dis baie mooi gesê. Sintheid van die hart. Kyk, kom ons kyk na die volgende ene. Johannes 14 vers 16. Gerda? Johannes 14 vers 16 en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te wees, te bly tot in ewigheid. Ons praat 'n bietjie oor die Heilige Gees vir 'n oomblik. Ons beweeg nou ook in 'n tyd van Heilige Gees. Julle sal nou baie boodskappe by kerke hoor oor die Heilige Gees. Jesus het hemel toe gegaan sodat die Heilige Gees sou kom. Stem julle saam? Hy het gebid, ek sal tot die Vader bid en hy sal die Heilige Gees gee. Het die Heilige Gees tot stand gekom in Handelinge 2? Marius, jy skud jou kop? Nee, hy het nie toe in stand gekom nie. Hy is toe in die mense se harte, as ek so kan sê, met respek gesê losgelaat, maar vir oortuiging. Die Heilige Gees was net soos Jesus van die begin af. Wat sê Genesis 1 vers 2? Wat sê Genesis 1 vers 1? In die begin het God die hemel en aarde gemaak en die aarde was woes en leeg vers 2 en die Gees van God hallo. So die Heilige Gees was van die begin af, maar die manifestasie van die Heilige Gees in die kerkera van oortuiging, van ondersteuning, die parakletos, die trooster kom nadat Jesus hemel toe gevaar het. Enige opmerkings? Wynand, jy's baie stil vanaand. Nee, ek's reg, dankie pastoor. Dit is vir my eintlik so wow, want God die Vader Jesus het nie vir ons wees agtergelaat nie. Hy het nie vir ons in vrees hier gelos nie. Hy het vir ons 'n trooster gestuur in sy plek, sodat ons nooit alleen hoef te voel nie. As ons enigstens getwyfel het in iets, dan ek weet, ons word nie aangekla deur die Heilige Gees, die beslis nie, maar hy waarsku ons tog, kyk uit hierna of kyk uit daarna. So, dis so wow, dat ons nie alleen gelaat is nie. En ek dink verder om by jou aan te sluit, toe hierdie klompie disippels agtergebly het, het hulle gedink, dis die einde. En ja, dit was die einde, hulle is deur verdrukking ensovoorts, maar min het hulle geweet van dit wat voor lê. Hulle wou Jesus net daar gehou het, want hulle kon nie verstaan hoekom gaan hy nou hemel toe nie, het raak dan nou net lekker. Nou wil hy weer hemel toe gaan. Ons het net gehuil omdat hy dood is. Nou wil hy weer hemel toe gaan. Maar min het hulle geweet van dit wat gaan gebeur, dat die hele mensdom die evangelie gaan hoor. Pastor Louis? Yes. En dan hierso het Psalm 51 waar Dawid Nathan na Dawid toe gekom het hy mos nou hierdie boetelied geskryf. Hierso sê hy in vers 15 en dis nou in Dawid se tyd. 13, skus. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Ja, so die Heilige Gees was al reeds aktief in die Ou Testament, né? Maar hy het nie gewerk soos met die manifestasie in die kerk nie, die gawes van die Heilige Gees ensovoorts nie. Dis die trooster. So daar's 'n ander sy van die Heilige Gees wat dan vir die mensdom gegee het na die hemelvaart. 100%. Nog iemand iets sê? My volgende gunsteling vers, ek deel al my gunsteling versies met hulle. Hierdie kan julle sê, nee, ek gaan nie 'n kus, julle gaan nie 'n kus sakkie as julle sing. Kan julle hierdie ene sing? Romeine 8 vers 34, meisie. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Weereens die hele saligheidsplan. Hy het gekom, hy het gesterf, hy is opgewek, die opstanding, en hy sit aan die regterhand van God, en hy drink koeldrankie heeldag, en hy het vergeet van ons. Dis nou in respek gesê.
Nee, wat gebeur? Lisel? Hy bid vir ons. Hy bid vir ons. Wanneer jy op 'n stadium kom en 3 uur in die nag, 2 uur in die nag en is donker om jou en jy dink jy almal het my vergeet, weet net, God sal jou nooit vergeet nie. As jy daar in die moeilikste deur die dal van watter doodskade weer gaan, God sal jou nooit vergeet nie. Hy bid vir jou. Miskien het jou familie vir jou vergeet. Miskien dink jy niemand bid vir jou nie. Weet net een ding. Jesus bid vir my. Hy tree vir my in. En as die hemelvaart nie plaasgevind het nie, kon dit nie gebeur het nie. Hy bid vir my. Iemand ietsie sê voor ek chunk? Kyk, ons gaan na die volgende een toe. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 52. Salome, jy kan of ons lees? Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Kom aan, doen dit saam met my. Oogies toe. Oogies oop. Onthou julle, net so. Daai klik van die oog. Ek kan net een oog klik. Okay. Alright. Hy sê 'n oogwink. In 'n oogwink sal ons huidige liggaam verander in 'n verheerlikte liggaam. Okay. Miskien maak dit nie sin wat ek nou vir jou sê nie. As 'n gelowige sterwe, ervaar hy 'n verheerlikte liggaam. As 'n gelowige sterwe, ervaar hy 'n hemelvaart. Al ja, sy liggaam bly agter op aarde ensovoorts, maar hy word oorgeplaas van die tydelike na die ewige toe en hy kry 'n verheerlikte liggaam. Jesus was die eerste een wat hemel toe gevaar het. En weet julle wat? Weet julle wat? Nee, verheerlikte liggaam. Almal van ons wat hier sit, wat gelowig is en ek weet almal van julle is, gaan ook 'n hemelvaart hê. Het sy nou deur die dood of deur die wegraping? Hy was die eerste een. Hy het die pad voorberei vir ons. Ja, dit maak my ook wonder. Lisel sê iets of sê net ek moet aangaan, sê net iets. Amen. Ons gaan jou reg kry. Okay, nog iemand iets sê? Ek is bekommerd dat Robert stil is. Ja. Dit vat my terug na daai droom toe wat ek in Desember maand gehad het. Waar die persoon in my droom vir my gevra het, hoe lank het ek nog om te lewe? Toe sê ek vir hom, nee, ek weet nie, maar hoe lank het jy nog om te lewe? Dit is, ons weet nie wat die uur is nie. Maar ons weet, as jou hart aan Jesus Christus behoort, weet ons waar gaan ons heen. Dis nie die einde nie. Dis nie die einde, dis die begin. Dis die begin. Dis die begin. Alright, kom ons sluit met die laaste versie af, Anita. Openbaring 22:20. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Amen. Die hemelvaart is vir ons 'n teken, net soos hy gegaan het, gaan hy terugkom. Maranatha. Jesus kom weer. Fluit. My storie is uit. Wynand, iets wat jy wil byvoeg? Nee, ek dink is 'n baie belangrike tyd vir ons almal. En dis lekker. Dis lekker om te weet. Ons almal ervaar die Heilige Gees, ek dink op 'n daaglikse basis, op 'n daaglikse tydstip om te voel. Ek moet elke keer as jy ietsie verkeerd doen, dan is daar tog 'n stemmetjie wat vir jou sê, gaan sê jammer, jy het nou dalk lelik gemaak of so iets.
So ek bedoel ek dink is 'n goeie tyd vir ons en is 'n belangrike tyd vir ons en ons is so dankbaar dat hy wel deur hierdie hele ding gegaan het, dat Jesus deur hierdie hele ding, die hele kruisiging, die hele opstanding, die hemelvaart gegaan het. Ek sou nie daardeur gegaan het vir die helfte van die mense wat ek ken nie. So hoe te sê nog vir mense wat jy ken wat jy nie voor wil nie of whatever ook al. So selfs 'n Barabbas, om mooi te dink daaroor. Dit is nie ou vir wie hy sou wou gesterf het nie. So die Here het dit vir ons gedoen het. Moet ons baie dankbaar wees en ja. Hy het gesterf vir 'n man soos Jacob Zuma en vir 'n Malema. Okay, kom ons los dit dan. Anita? Ek wil net byvoeg dat ek dink ons het in hierdie week Benita het so 'n dagstukkie boekie wat sy lees en dit sê toe daar dat Jesus sou gekom het, al was dit net vir een persoon. En toe het ek dit nou vir hulle so verduidelik dat as almal gered was en net jy was verlore, sou Jesus nog steeds gekom het om te sterf net vir jou. So dit is Amen. Dis pragtig. Hy seker iets wat jy wil byvoeg? Salome? Saam met daai Hebreërs 4 vers, wil ek graag nog 'n versie sit, ook my gunsteling. Galasiërs 2 vers 20. Want dit voel vir my asof dit aanpas by vandag se lesing. Lees hom vir ons asseblief. Ek het hom sommer hier. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Amen. Gerda, Salome, hierdie week het iemand by my gekuier, het ons van jou geskinder, toe sê ek gaan Salome se arm draai, dat sy het weer vir ons doen. Jy het hier in die gemeente gedoen, die seënwense. Toe ek sê, ek gaan 'n arm draai, dat sy het een hand weer vir ons doen, hierso op ons Bybelkuier. Ons gaan dit jou een of ander tyd, jy moet net 'n bietjie eers weer Aramees gaan leer. Ek ken hom nog steeds. Anita sê my om die teen as ek nie vashak. Gerda, iets wat jy wil byvoeg? Nee, daar's niks nie. Ek is net ongelooflik, ek sê daar's niks nie, maar tog wil ek iets sê. Die Here is groot, Jesus is groot, heilig en almagtig. Hy het ook vir my aan die kruis dood gesterf. En dankie Here, hy het opgestaan en hy is ook nou aan die regterhand van God die Vader om ook vir my 'n plek voor te berei. En ek kan ook nie wag dat hy kom om ook vir my te kom haal nie. Vir my en ons almal wat in hom glo. Dis mooi. Robert? Hy liedjie wat ons lankal terug gesing het, one day very, very soon, the king is coming. Iets in daai lyn, daai dag is baie nader as wat baie mense of wat die meeste van ons besef. Dis baie binnekort. En ek is bly dat ek weet dat ek met die eerste vrag gaan. Ek gaan nie deur daai eerste 3,5 jaar gaan nie. Ek gaan met die eerste load gaan ek huis toe. Jou buskaartjie is te koop, Boeta, jy's op pad. Amen. Ek dink ook, Robert, as jy my nou R50 gegee het, sou ek nou vir jou liedjie gesing het, maar jy het nou nie gesê ek moet of vir jou sing nie. So ek gaan nou nie vir jou sing nie. Ons sal verkeerd vra. Ekskuus? Ons sal verkeerd Darren vra. Kurt hy sal hom nie ken nie. Dit is bietjie voor Kurt se tyd. Stel iets van jou kant af? Ek is reg, dankie julle. Okay, sussie. Lisel? Ja, ek kan net maar by julle almal aansluit dat ons dis eintlik tye waarin ons lewe is bietjie deurmekaar en so, maar dis eintlik ook exciting. En dat ons maar net ons olielampies moet volhou en altyd gereed is. Daai is belangrik wat jy sê. Die 5 maagde wat gereed is. Marius? Ek dink ons God is 'n regverdige God. Hy sal vir almal kans gee. En voordat elkeen nie gehoor het nie, want daar is tog nog baie
in die oosterse lande wat nog nie van God self gehoor het of van Jesus gehoor het nie. Maar voordat elkeen nie gehoor het nie, sal hy nie onregverdig wees en net kom nie. Elkeen sal 'n kans kry om te antwoord. Dit is ook so dat jy het 'n sekere tyd wat jy moet antwoord. As jy doodgaan en jy het nie geantwoord nie, dan is jou tyd verby. Dit is elke se verantwoordelikheid om sy eie lewe reg te kry. Volgens wat Jesus vir ons gewys het, om dan saam met die pad, saam met Jesus te loop, om uit te kom by die hemelvaart gedeelte, wat die wonderlike gedeelte is, wat die nuwe fase van ons lewe saam met God gaan wees. Amen. Ja, ek dink vanaand aan geliefdes wat nie meer saam met ons is nie. En ja, hulle het al die hemelvaart ervaar om opgeneem te word in die heerlikheid van God. So opgewonde daaroor. Right, as ek vanaand oor gebedsversoeke praat, dan is ek vanaand diep net dankbaar. Ek is so dankbaar. En daar's nie, SARS is nog steeds besig met my en almal is nog maar goedjies, maar ek is so dankbaar vanaand oor die werk wat Jesus gedoen het. So dankbaar Marius, hulle se liggie skyn weer en ek so dankbaar Robert gaan weer goed met, jy weet, daar's nie baie neeweffekte nie. Dankbaar teenoor die stel, dit gaan nog goed. Salome wat weer teruggekom het van die Willekas af. Ek is dankbaar vir my vrou, dankbaar vir Wynand hulle. Ag, en so kan ek aangaan Tannie Wilma wat nou halfpad langs die pad verloor het, John hulle wat gewoonlik hier is wat nie hier is nie. Ag, en so kan ek aangaan en ek is net so dankbaar. So dankbaar. Wynand, enige gebedsversoeke daar by jou? Nee, ek dink maar net die bestaande oor die besluit ons maak van net by die skool. Dan is dit maar net hier vandag is dit maar dankbaar vir ons vir alles wat ons het. Amen. Anita? Maar net my bestaande, my oë is baie swaar vir my. So as ons net kan aanhou bid vir my oë. Dankie, dis maal. En dankbaarheid. Dankbaarheid, yes. Ja, ek sluit aan my dankbaarheid. Dankbaarheid. Salome? Ek gaan ook aansluit by dankbaarheid, alhoewel ons is nou, Reinhardsvleis, is nou in die middel van die grootste krisis wat ek dink hulle ooit kon beleef het, finansiëel. Maar ek weet, ons is nou in 'n wagperiode, daar gaan 'n groot wonderwerk gebeur. Wat dit is, weet ek nie, maar ek glo, ek het volle vertroue in die Here, want dis sy plek. En ek gaan getuig, ek is baie dankbaar en ek vertrou hom vir uitkoms. En ek glo. Ek glo saam met jou. Dankie. Verder? Groot dankbare hart, baie dankbaar vir alles wat die Here vir ons doen. So dankbaar dat dit goed gaan met Robert. Hy werk hom net oor 'n mik hier by die huis, dat hy in die middagse tyd nie kan beweeg nie. Maar ja, ek het 'n dankbare hart. En dan, ja, natuurlik, ons wil nooit ophou bid vir ons kinders nie. Ja. Robert? Nee, wat ek voel soos 'n bloeie boy van die Here, want dit gaan met my baie goed. Daar's niks waaroor ek kan kla, niks. En ons is so bly, ons is so dankbaar vir hy gunstige doktersverslag en ja, jy gaan net deur hierdie hele proses en die Here gaan vir jou dra. Stel iets van jou kant af? Ek is reg, dankie julle. Myself, Marius, ons is so dankbaar julle liggies brand weer. Die water moet nog net terugkom in die krane. Maar ja, ons is so dankbaar. Iets anders te gaan met oupa Lisel? Oupa's, ja, ons dieselfde nog. Maar baie swak. Iets anders te waar ons kan saam bid julle? Dit gaan vir die herstelwerk wat nou voor lê vir die Weskaapse of vir die Kaap gedeelte.
Daar's baie plekke waar daar baie skade was. Ons dorp was eintlik een van die gelukkige dorpe gewees wat nie so baie skade gehad het nie, maar hier op George kant of af George kant toe tot daar Woester, al daai plekke het regtig baie skade gekry. En so maar net vir hulle dat hulle spoedig weer sal op die been kom. En dan ook nou die ouens wat nou in ons dorp is, wat nou vir 'n week lank nie krag gehad het nie, baie van die besighede moes nou toegebly het. Op 'n stadium was dit so dat jy ook nie met kaartmasjiene kon koop nie, want daar's die selfoonontvangs gewees vir die kaartmasjiene om deur te gaan. So dit was nogal 'n rowwe tyd vir die besigheidsouens gewees in die dorp. Hierdie afgelope week wat verby is. Dis dan nou ook as die besighede nie oop is nie, kan die ouens wat nou daar werk verloor dan ook nou daai ekstra of nie ekstra nie, maar omtrent 'n week se inkomste. En 'n week se inkomste die is 'n kwart van die inkomste is weg. So ja, maar net dat alles weer op dreef sal kom en weer aan die gang sal kom, dat mense net weer sal kan aangaan aan hierdie kant. Maar ons is dankbaar. Ons is dankbaar dat ons nog hier so is, en ons is dankbaar vir elke dag wat die Here vir ons lei en vir ons wys wat om volgende te doen. Amen. Die wysheid, Marius. Anita? Pastoor, ekskuus, ek wou net graag ook sê ek het eintlik vergeet die mense wat kankerbehandeling kry. Clarissa is ons buurvrou Anna se dogter en die juffrou, die wiskunde juffrou, sy gaan eintlik nou afwees tot Oktober. Sy's baie emosioneel oor die kolonkanker, en dan my pa is sy storieetjie, hy is nou nog baie siek. Ons hou hulle op die gebedslys, Anita. Ons bid vir hulle. Ek tel dit net so op in my gees vanaand, en ons is oor ons tyd, Marius, ek weet, sorry. Maar ek tel dit net op, weet, vanaand ons so praat, toe besef ek dat toe die mens dink, dis verby. Daar gaan Jesus, daar los hy ons. Toe kom daar 'n nuwe dispensasie. Iets niets. Dis nooit verby met God nie. Dis nooit verby nie. Al blaas ons asems uit, dis nooit verby nie. Hy is in beheer. Hy sit aan die regterhand van God en hy regeer. Salome, kan ek jou op die spot sit? Okay. Kom ons maak ons oor toe. Dankie julle. Dankie Salome. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yuchanecha. Yesa Adonai panav elecha v'yasim lecha shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Dis kosbaar. God seën julle. Bye. Bye, gesien. Bye julle. Geseënde week vir almal. Bye. Mooi week.